ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 119. Ek is professor Ernest Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Legkaart Studiegids Bybels, nommer 1 en nommer 2, is beskikbaar reeds A4, 500 bladsye dik. Kennis wat ongeëwenaar is. Nie omdat ek nie goed skryf nie, dis wat mense sê. Dan is besig met die 3de boek, ons beplan hom vir die 15de April as Jaffa liewer Sondag spaar. En daarom is ons dag en nag besig met hom. Bid vir hierdie bediening. Ek wil vra asseblief, bid vir hierdie bediening, bid vir die bediening. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om hierdie bediening aan die gang te hou. Kom ons doen die beste wat ons kan. Halleluja. Dankie vir die bidders. Ek loof Jaffa. Ons kan nooit genoeg bidders hê nie. En ook die mense wat help om die bediening finansiëel te dra. Jaffa seën julle, Jaffa seën julle. En as u nog nie bygedra het nie, as dit in die vermoë is, ons het dit nodig, ons het ook finansies nodig, anders kan die bediening nie voortbestaan nie. Dankie vir hulle wat getrou is en alles. Die woord sê, wees oor min getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Sou jy enige inligting nodig hê, enige iets meer wil weet, skakel ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Sou dit wees dat dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is u verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. En dis belangrik. Uiters belangrik as 'n nuwe kyker om ook in te teken of se subscribe op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings sal kry, wat natuurlik dan ook ons TikTok boodskappe is. Heel die kennis of die link, die kontak met die vriende, familie en vriende, vir hulle wat jy omgee, dis lewensveranderend. 'n pen moet jy hê, skryfblok en 'n Bybel. Net nie 'n 1983 Bybel nie. Alright, 33 of 53 of 53 Bybel. Ons bid saam. Wonderbaar. Raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinkmôre ster, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die ek is wat ek is, hy wat is, wat was, wat kom, wat sal wees, tot in ewigheid, Jafashua. Halleluja. Halleluja. Dankie vir die salwing, Vader Jaffa, in die Ruach HaKodesh. Dankie dat ons vanmôre as Jaffiste in die teenwoordigheid van Jaffa kan inbeweeg. Deur die voorhangsel van Jafashua, wat die vlees is, waar ons in die heiligdom inbeweeg. Dankie dat ons nie vanmôre 'n aardse hoëpriester het wat eers vir homself 'n bokkie moet offer nie. Vanmôre ken ons hom, wat nie net die hoëpriester was nie, maar wat ook die offerlam was. Dankie vanmôre dat die woord sê, Vader Jafashua, hy sê dat Jafashua sit aan die regterhand en hy tree in vir ons elke dag. Dankie vir so middelaar soos hy. Ons eer U daarvoor. Sien die woord vanmôre, terwyl ons die salwing ervaar van die Ruach HaKodesh. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Die volk sê halleluja. Volk van Jaffa, ons Elohim sê halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie sessie vir u 'n wonderlike seën en 'n blessing gaan wees. Ons is by Spreuke 10 vers, ek wil net by Spreuke 10 vers 31, ons het gisteroggend by hom stil gestaan. Ek wil net so vir 'n paar sekondes stil staan hierso. Jy weet, baie keer nadat ek klaar is, dan ervaar ek steeds, dis nie asof ek 'n skakelaar afsit as ek die oggendse boodskap afgesluit het nie. Dit is die Ruach is met 'n mens besig. En steeds werk die Ruach, hy maak die woord oop, omdat ons woord mense is. Omdat
omdat woord die hoofbestanddeel is van ons bestaan, maak hy sy woord oop, en luister hierna, die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit. As ek wil sê, ek plant enigiets, kom ons sê, ek gaan groente plant, kan ek nie net die saad vat en op die grond gooi nie. Dit gaan nie groei nie. Wel, eerstens gaan die voëls dit oppik, die woord het mos hier vergelykenis, en hy gaan wegvlieg. Maar ons het nodig om die grond voor te berei, voordat ons die saad kan saai. En dis wat hierdie ontbytsessies vir my is, elke oggend. Dis waar ek my grond, my geestelike grond voorberei, vir hierdie dag, wat ek die saad van die lewe wil saai. My grond moet reg voorberei wees, sodat ek in wysheid 'n regverdige kan wees, wat my in staat sal stel om regverdig makende saad te saai. Wat is? Wat die woord is. Wat die bonatuurlike geopenbaarde woord is. Ek kan elke dag saad saai. En hierdie bediening sou nooit gegroei het tot waar hy is vandag nie. Terwyl dit nie 'n kerk of 'n organisasie of 'n denominasie of enige iets is nie. Dis net 'n Bybelstudiegroep, wêreldwyd. Hier sou geen groei gewees het as die saad wat ons saai, naamlik die geopenbaarde woord, nie sopnat gemaak word met die waters van die lewe deur die Ruach HaKodesh nie. Ek kan die beste saad saai, ek kan die grond voorberei, alles kan in die grond ingaan. Ou broer Leon, julle daar in Ermelo, julle plaasboere en die ander, julle weet beter as wat ek weet. Daai grond het stikstof nodig en hy kompos nodig en het ander goed nodig en die grond moet losgemaak word en julle kan dit alles doen. Julle kan al daai goed spandeer en al daai duisende, honderde duisende rande, miljoene rande spandeer aan diesel en plaasimplemente en alles om die grond voor te berei. Julle kan daai saad saai, dit kan die beste saadkwaliteit wees wat daar in die mark is. En jy kan dit in die grond sit. Laat my dink aan broer Leon, so 4 maande gelede, 4,5 maande gelede, waar hy my eendag bel, want ons is 'n baie goeie verhouding. Hy sê, prof, ons het groot probleme. Hy sê, ons het alles gedoen, as boere, wat ons moontlik kon doen. Alles is gedoen. Al die ure het ingegaan, almal is betaal vir wat hulle gedoen het. Hy sê, as dit nie reën nie, gaan ons dit nie maak nie. Die reën bly weg. Die reën wil nie kom nie. En ons het ernstig saam gebid. En dit is op daai selfde stadium waar ek ook vir Namibië gebid het spesifiek, want hulle het deur dieselfde droogtes gegaan. En ons het nie net vir Ermelo gebid, ons vir die land gebid. Dan moet jy net verstaan, ons gee nie die reën nie. Ons is nie in staat om die reën te gee. Daar in Spreuke 30 vers 4 sê hy, dis Jahwe wat die reën in sy kleed en in sy vuis hou. Hy gee die reën. Hy hou die winde in sy kleed en hy gee die reën in sy vuis. Dan sê hy, hoe sy naam is, hoe is die naam van sy seun, as jy het weet, Spreuke 30 vers 4. Ek en broer Leon bid in ernstigheid. En ons spreek die seën van Jahwe
oor die saad en die arbeid wat gedoen was. Ons praat van tyd tot tyd met mekaar, die ander dag soos jy prof, die mielies lyk mooi. Die weiding vir die beeste is so mooi. Het is so wonderlik om 'n lewendige Jahwe ons Elohim nie net te ken nie, maar om te dien in ons lewens. En die woord sê dat die gebed van die regverdigheid vele krag. Nou wat sê ek vir u vanmôre hierso? 'n Broer Leon, hulle kon al die werk gedoen, hulle kon al die saad ingesit het, hulle al skon gedoen. Maar as Vader Jahwe nie die hemele oopgemaak het, dat die reën neergekom het nie, dan was al daai saad en goed verbrand en tot niet gewees. Hulle moes wag vir 'n ander jaar vir die volgende seisoen. En vanmôre wil ek vir u sê dat om die regverdigheid te laat uitspruit, die wysheid te laat groei. Ons sit die saad in die grond elke dag, elke oggend, in al die ander boodskappe, in die boeke wat ek skryf, in die tyd wat ons insit, dag en nag, dag en nag. Maar as Vader Jahwe nie laat die Ruach HaKodesh waters, die reën van die Ruach HaKodesh, dit benat nie. Die Engelse woord sê iets all in wyn. Hoe sê Koning Salomo? Hoe sê Spreuke 12 vers 12 sê, te vergeef sê Spreuke 12 vers 12. Dis alles te vergeefs. Jy het jou tyd gemors, jy het jou energie gemors, jy het jou geld gemors. En ek wil vanmôre vir u sê, laat ons wie sê ons Jahwiste is, in hierdie dag sal wil hê dat daar regverdigheid en wysheid uit ons uitspruit. Hoekom? Want dis is wat ons gesaai het. Jahwe sê vir die Samaritaanse vrou by die waterput, geef my water, en gee ek vir jou water. Sy sê, nou, hoe is dit dat u wat 'n Hebreër is met my praat, wat 'n Samaritaan is, wat hulle die korrespondansie wys dat hulle wat noem ons hulle, die Samaritane was 'n basternasie, hulle het uit 10 verskillende volkere uitgekom. Die Mynaard korrespondansie, een van die beste Afrikaanse korrespondansies. En sy sê, is ongehoord dat u met my praat. Hy sê, geef my van jou water, dan gee ek jou van my water. As jy van my water gedrink het, en dat ewigheid jy nooit dors kry nie, dan sal 'n fontein van lewende water opspruit van uit jou uit, binne uit jou uit na buitekant toe. En dis wat ek hierso lees vanmôre. Dis wat ek hier lees vanmôre. Hy sê in vers 32, die lippe van die regverdige weet wat welgevalle is. Die lippe, dit wat uit die mond uitkom, van die regverdige, die Jahwiste. Ons weet wat voorspoed is, ons weet wat seëning is, ons weet wat blydskap is, ons weet wat heerlikheid is. Dit is die produk om regverdig in Jahwe te wees. Maar daar's 'n vereiste. Jy moet in heiligmaking lewe elke dag. Ek gaan dit in plain Afrikaans sê, jy moet eklies draai. Ons sê altyd vir die mense wat inkom, jy moet in heiligmaking lewe. Nadat jy onderdompel is, tot bekering gekom het, onderdompel is, in die naam van Jahwe tot vergifnis van jou sonde, lewe die heiligmakingspad. Dis om 'n proses om af te lê. Die lippe van die regverdige weet wat welgeval is. Hoekom? Ons lewe daarin. Ons ervaar dit elke dag. Whatever Jahwe na ons pad toe stuur. Whatever Jahwe vir ons gee. Ek meng nou 'n bietjie die taal dan nie. Jy moet nou maar verstaan, maar ek praat nou vanmôre. Wat ook al hy oor ons bring. Wat seëninge op seëninge op seëninge. Sy woord sê, die lippe van die regverdige weet wat welgeval is. Ons daai weet vir my sê, ek ervaar, ek verstaan, ek geniet dit, ek leef daarin, ek wandel daarin, ek bly daarin.
Ek funksioneer daarin. Waarin? In welgevalle. Seëninge op seëninge. Blessings upon blessings. Halleluja. Wil u geseënd wees vandag? Wil u geseënd wees? Wel, eerstens moet jou mond wysheid uitspreek. Sodat dit kan groei. Wysheid is die saad wat ons saai. En weet jy wat daarvan? Dan word dit deur die Ruach, daai bonatuurlike wysheidsaad, word benat deur die Ruach, sodat die lippe van die regverdige kan weet wat dit is om welgevallig te wees. Ons is welgevallig. Maar prof, jy het die grootste bankrekening nie, jy het dit en dit, weet jy wat, alles is nie aan die goed gekoppel nie. Alles is nie daaraan gekoppel nie. Maar ek wil vir jou sê, ek sien die siele om ons. En dis wat vir my saak maak. Dis wat hierdie bediening is. Hier is 'n sielebediening. Dis nie 'n sielebesigheid nie. Dis 'n sielebediening. Waar ons mense wil leer om in heiligmaking en in regverdigmaking te lewe. Die lippe, en ek sluit af, van die regverdige weet en ervaar wat dit is om welgevallig te wees. Maar die mond van die goddelose is pure valsheid. Hulle lieg vir jou, hulle belieg jou, hulle besteel jou met hulle gedagtes en hulle lippe. Die mond van die goddelose is pure valsheid. Jy kan hom nie glo nie, want die Bybel sê, en ek sluit af, hy sê dat die duiwel is hulle vader, en hy is die vader van die leuns. Kom ons as Javiste vandag, sê Vader, wat kan ek in hierdie dag doen, om nougeset te wandel, en om wysheid te saai, sodat regverdigmaking en welgevallendheid die produk sal wees van dit wat ek in u saai. Tot môreoggend. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.